Dit is vir my 'n voorreg om vandag met 'n nuwe reeks te begin oor die verhaal van die verlamde man daar in Kapernaum, wat deur Jesus genees is. My titel vandag mag dalk 'n bietjie sinister klink. Dit is die volgende woorde: wanneer seën in vloek verander. Nou kom ons lees eers in Markus 2 vers 1 wat daar staan: toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Kapernaum was in die tyd van Jesus se openbare bediening die dorp waar hy tuis gegaan het en van waar hy gewerk het. Ons lees in Matteus 4 vers 13 en in Matteus 9 vers 1 dat dit sy eie stad geword het. Hy is van Nasaret na Kapernaum, dit het sy hoofsetel, sy basis geword waarvandaan hy gewerk het. Die skrif sê vir ons, dit was Petrus of dalk Petrus se skoonma se huis. Die meeste van Jesus se wonderwerke het hy daar in Kapernaum in die onmiddellike omgewing van Kapernaum gedoen. Hy word genoem Jesus van Nasaret omdat hy in Nasaret groot geword het, maar hy kan ook net sowel Jesus van Kapernaum genoem geword het. Dit sou ook 'n heel gepaste beskrywing vir Jesus gewees het. Geen dorpse mense was meer bevoorreg as Kapernaum nie. Niemand het meer gesien en gehoor van Jesus as die mense van Kapernaum nie. Hoe gelukkig was hulle nie. Tog sou dit later blyk dat hierdie voorreg teen hulle tel. Jesus het self by geleentheid gesê, en jy Kapernaum, dink jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal. As in Sodom die wonderdade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. Jy kan dit gaan lees daar in Matteus 11 vanaf vers 23 tot 24. Nou die Bybel stel dit duidelik dat groter geleenthede ook groter verantwoordelikhede meebring. God verwag meer van die wat meer ontvang het. Hoe meer ons ontvang het, hoe meer het ons om voor verantwoording en rekenskap te doen. Daar wag 'n groter oordeel oor die wat groter genade verag het. Dit is moontlik dat meer seën nou later teen jou kan tel. Dat seën wat nie benut word nie, eintlik dan later in 'n vloek kan verander. Kapernaum se mense sal eendag geen verskoning hê nie, omdat hulle die wonderlike voorreg van Jesus se teenwoordigheid by hulle en die wonders wat hy voor hulle oë gedoen het, nie ter harte geneem en hulle bekeer het nie. En laat ek dit sommer hier tussen hakies sê, die feit dat mense wonderwerke sien beteken nie noodwendig altyd dat hulle tot bekering kom nie. Maar Kapernaum se mense spesifiek sê Jesus sal geen verskoning hê na alles wat hulle gesien en beleef het nie. Die feit dat Jesus soveel tyd in Kapernaum bestee het en hy sy krag, wonders en genade, sy liefde oorvloediglik in hulle midde betoon het, het nie outomaties tot hulle inkeer en bekering gelei nie. Nou wonder ek net oor Suid-Afrika en sy mense. Met al ons kerke en Bybels en voorregte, is ons nie dalk in dieselfde bootjie as Kapernaum nie? Miskien moet ek en jy hieroor tot die Here bid. O Here, laat u genade en seëning in my lewe tog nie te vergeefs wees en eendag teen my tel nie. Ek bid dit in u naam Jesus. Amen. Sterkte en mag jy die seëninge en die guns van God in jou lewe nooit mis nie. Benut dit tot sy eer en tot jou voordeel. Sterkte tot volgende week.